Nou, dis lekker om vanoggend by mekaar te wees. Ons is dan by week 2 van ons Stykou reeks waar ons bietjie saamgesels. Stykou beteken staan vas. Staan vas daar waar jy is. Moenie omgestamp word nie, moenie wegbeweeg nie, moenie rondgegooi word nie, staan vas. En staan vas is so belangrike ding, is woorde wat jy al ergens sou gehoor het, wat iemand dalk vir jou sê of jou bemoedig, en staan vas, staan sterk, wees reg. Maar hierdie is regtig 'n moeilike ding eintlik. Want staan vas is 'n uitdaging en hy's maklik of moeilik, hang vas van die omstandighede waarin jy is, né? Hang af hoe baie keer die golwe dalk al geslaan het, is dit dalk makliker of moeiliker om vas te staan, dalk al hang af van die swaar kry in daardie oomblik. Is dit maklik of moeilik om te kan staan vas. So vanoggend wil ek bietjie gesels oor hierdie oomblik en ek wil hom dalk so 'n ander baadjie aantrek en net bietjie met jou top. Ek het gestoei deur hom en op 'n klomp plekke in die Bybel saam stil gestaan en ons gaan vanoggend saam deur daai plekke hardloop en ek nooi jou om net saam met my te sien. Hoe lyk die Bybel? Hoe lyk hierdie gedagte van staan vas en hoe help gebed ons in hierdie oomblikke? Wat word ons genooi dan om verder te kan doen? Eerste ding, ons leef in 'n wêreld waar jy baie keer iets sal hoor, soos luister, as jy swaar kry, is dit net omdat jy nie genoeg geloof het nie. Nee. Swaar kry is 'n simptoom dalk van geloof wat weg is, of as God is nie gelukkig met jou nie, so nou het jy 'n moeilike uitdaging, of moeilike oomblikke beteken dalk dat iets verkeerd is, en ek het al dit by 'n paar mense op verskillende plekke gehoor, en dis ons wat probeer rasionaliseer, dis ons wat probeer om half betekenis te sit tot sekere oomblikke, en ek wil jou nooi om vanoggend so klein bietjie anders te kyk, want die grootste voorbeeld van ons geloof in die Bybel, die grootste voorbeeld, het deur die grootste vorm van lyding gegaan. So ons gaan vandag afskop en ons gaan saam lees in Markus, ons gaan nou afskop, Markus 14 van vers 32 af gaan ons saam lees. Ek nooi jou om jou Bybel uit te haal en saam te lees, wat so ook al vertaling jy het, of meer gemaklik is, anders is hy op die skerm, aan lees ons saam uit die 2020 Afrikaans uit. Hy skop af. Jesus is in Getsemane en hy sê, toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels, bly hier en sit totdat ek klaar gebid het. En dan gaan hy. Hy neem toe vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het erg ontsteld en beangs begin word. En sê toe vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Bly hier en waak. Hy wat Jesus is, het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval en gebid, dat as dit moontlik is, die uur by hom moet verbygaan. Hy het gesmeek, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my af weg, nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom en vind hulle toe aan die slaap, en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur lank te waak nie? Waak en bid, sodat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë het swaar geword. Hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Hy het toe 'n derde keer en sê vir hulle, slaap en rus julle nog steeds. Genoeg. Die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgelewe. Staan op, laat ons gaan. Kyk, die een wat my verraai is naby. So hierdie is die verhaal van Jesus in die tuin. Oomblikke voordat hy gevat gaan word, gemartel gaan word en dan gekruisig gaan word. Sien ons hierdie oomblik van swaar kry en ons beleef Jesus se reaksie in dit. Ons sien dat in 'n swaar, moeilike tyd, draai hy na sy Vader toe. En as ons kyk na Jesus se lewe, en ons kyk na hierdie oomblik, een ding wat vir ons baie duidelik moet wees, is Jesus het nie gelei omdat hy ongehoorsaam was nie. Jesus het gelei juis omdat hy gehoorsaam was. Omdat dit die Vader se wil was en hy gehoorsaam was aan die Vader, moes hy hierdie oomblik van lyding deurgaan. Daarom kan ek en jy nie kyk na omstandighede wat druk bring of onsekerheid bring, of jy kyk in die toekoms en jy sê, ek weet nie heeltemal of hierdie die regte pad of regte keuse is. Ek kan nie na dit kyk en sê, ongehoorsaamheid moes my hier gelei het nie.
Want as dit nie sin maak in Jesus se verhaal nie, God gaan nie verander nie. So ons moet bietjie anders na hierdie kyk. Ons moet bietjie anders kyk na hierdie voorbeeld. En Jesus sê daar in Markus, hy sê, en toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. Jesus is benoud, Jesus is bang, hy het 'n groot oomblik wat hy hierso ervaar, en hy wil hê hierdie mense moet dit verstaan wat saam met hom is. Maar dit kom nie as gevolg van iets sleg nie. Ons grootste voorbeeld van hoe om te leef, ons grootste voorbeeld op aarde wat Jesus is, het lyding tot die ekstreem ervaar. Ons grootste voorbeeld is een wat ons moet na kan kyk en sê, Jessie, ek gaan storms anders moet sien. Want Jesus het dit reg gehad om dit anders te sien. Nog 'n bekende skrifvers wat ons ken, Psalm 42, vanaf vers 2 af, hy begin en hy sê, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. 'n vers wat ons ken. Hy gaan aan, vers 3, my siel dors na God, na die lewende God, wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Dan vers 4, draai hy, uitdaging, moeilike oomblik. Hy sê, trane is dag en nag my brood, omdat daar 'n hele dag lank vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God. Met luidere jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg my siel en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Verlossing wat kom in teenwoordigheid saam met God. So, nie om te sê, luister, eendag gaan al hierdie oomblikke verby wees, trane is my brood dag en nag, maar eendag gaan dit goed wees. Nee, daar is verlossing wat kom in die teenwoordigheid van ons God. Om saam met hom te wandel. As dit ons manier van dink is, kan ons nie uitdagings, storms, moeilike tye en God van mekaar af losmaak nie. Dit maak dan nie meer sin nie. Dit maak nie sin om dit so te sien nie, want sien, ons kan nie dan sonde en seer kry by mekaar sit en hierdie ding probeer wegvat nie, want God is in dit. God is aan die werk in dit en ons moet hom vind en saam met hom wees terwyl ons daar is. Ons moet besef dat dis nie 'n sonde om seer te hê nie. Ons moet besef dat dis nie ongeloof wat ons lei daartoe nie. Dis nie ongeloof om te huil nie. Of in uitdagende omstandighede te wees nie. God veroordeel nie pyn of onsekerheid nie. Dis juis in daardie tye wat ons genooi word nader aan hom. Ek sien 'n interessante ding wat vir my uitgestaan het toe ek daai begingedeelte in Markus gelees het, en ek dink meeste van julle sal saam met my stem, dat Jesus was nogal magtig toe hy op aarde was. Nee, as hy goed gesê het dit gebeur, en hy het uitgedryf en hy het genees, en daar was mag gewees in Jesus toe hy op aarde was, maar in hierdie oomblik van grootste uitdaging, sit 'n magtige Jesus, en hy sê daar in vers 36, hy het gesmeek, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik, neem hierdie beker van my af weg, en die magtige Jesus sê, nogtans nie wat ek wil hê nie, maar wat u wil hê. In daardie oomblik het die magtige Jesus oorgegee. Jesus vra eerlik, hy sê, luister, as hierdie ding nie hier hoef te wees nie, as hierdie omstandighede nie my toekoms moet wees nie, neem dit van my af weg. Maar Jesus forceer nie in moeilike tye sy weg in nie. Hy kom voor Jesus, en hy sê, Jesus kom voor God, en hy sê, luister, kan hierdie ding anders wees? En God se antwoord is, dat hy nie die lyding wegneem nie, maar dat hy teenwoordig is saam met hom in tyd van lyding. Daarom regdeur is Jesus besig om te praat, tot aan die einde van die kruisiging waar hy oorgegee word, vir my en jou elkeen. Ons besef dat Jesus so groot prys betaal het, en jy kan dalk nou, jy is besig om hierdie ding te top, soos ek gedoen het, en jy sê, okay, maar dalk is Jesus hierdie voorbeeld van hoe het moet lyk, maar ek kan nie daar uitkom nie. Ek kan nie so wees nie, ek kan nie so dink nie. Jesus se voorbeeld is een daar en ek is anders. En toe kom ek op 'n skrif af, 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. En dit skryf hierso oor Paulus. En dit sê,
selfs met selfs met inneming van die buitengewone aard van my openbarings. Paulus is besig om te skryf. Daarom, om te keer dat ek opgeblaas word, en sodat ek nie hoogmoedig mag word nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan. Hieroor het ek die Here 3 maal gesmeek, dat dit van my moet wyk. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my baie liewer op my swakheid beroem, sodat Christus se krag my kan beskik. Terwille van Christus verheug ek my in my swakheid, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Paulus staan hierso, in die moeilike tyd, en hy sê, ek het hierdie ding, wat hy vergelyk met 'n engel van Satan, wat hom met die vuis slaan wat hy is, en hy bid, en hy sê, God, neem die ding van my weg, 3 maal bid hy dit, en die antwoord is nie die wegneem nie. Hierdie is Paulus wat kerk plant, wat gaan. Hierdie is Paulus wat in tronke sit en in middernagtelike ure sing. Hierdie is een van die grootste voorbeelde wat ons het, 'n groot skrywer van die Nuwe Testament. Hierdie persoon se antwoord in moeilike tye is, moenie die ding wegwens nie. Ek is daar in die ding. In jou swakheid word ek sterk. En dan moet ek mos anders kyk na my omstandighede. Ek moet mos anders kyk na my seer. Ek moet mos anders kyk na die moeilike tye wat ek deurgaan. En ek moet besef dat baie keer is hierdie goeters nie 'n wegstoot nie. Miskien is hierdie goed net 'n God wat sê, ek is daar met jou. Ek is daar saam met jou. Ek help jou. Ek dink dis die moeilike ding van 'n reeks soos hierdie ene. Is baie keer hoor ons goeters en ons wil dit al verbeter, soos 'n storie wat vertel word, en dan raak hy en dan donker en moeilik, en dan kom die Here en dan is alles weer perfek aan die einde. Maar in 'n reeks soos hierdie kry ons 'n God wat sê, ek sien jy's hierso, maar ek is ook hierso. Jou hoop moenie wees om uit te kom vir die goeie einde nie, want hierso waar jy nou is, daar is ek. En dit moet vir jou genoeg wees. Ek, wat saam met jou is en teenwoordig is, moet vir jou genoeg wees. Jesaja 43 gaan, en hy sê, maar nou, so sê die Here, jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy, vers 2. En as jy deur water moet gaan, ek is by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, die vlam sal jou nie brand nie. Nou, die een probleem met groot vertalings is, en as jy 'n sin vertaal van een woord, van een taal na 'n ander een is baie keer het woorde meer betekenis, as wat jy regtig in 'n ander taal vir hom kan neersit. So, as jy gou kyk na die Hebreëus vir daardie sin, hulle ek so, dit so cool gewees het, so die Hebreëus lyk so, en daardie eerste woordjie, dit is nou wat ons kry, as ons begin om te sê, as jy deur water moet gaan, vers 2, dis daaietjie. Maar daai is nie soos miskien as jy dit wil doen, of as jy daai wil doen, dis nie soos, luister, as jy nou eendag in hierdie dorp is gaan doen, dit is nie hoe ons daardie woord moet vertaal nie. Ons moet hom eerder vertaal na iets soos wanneer, of omdat, of inderdaad, of wanneer ook al jy deur daardie omstandighede gaan. Of omdat jy deur daardie omstandighede gaan. So dis nie 'n miskien gaan jy in moeilike tye wees nie. Dit is, wanneer jy in moeilike tye is, wanneer ook al jy uitdaging ervaar, wanneer ook al jy deur water moet gaan, ek is by jou. Wanneer ook al jy deur die vuur moet gaan, sal jy nie geskroei word nie. So die vraag is nie wanneer of as storms nie, dit is wanneer ook al ons deur hierdie ding gaan. Ek dink, iets wat duidelik geraak het in my hart, terwyl ek besig is om te reis deur hierdie en ek stoei om deur, is dat baie keer sit ons in uitdagende oomblikke, en ons hoop is vir omstandighede om te verander. Maar ek dink,
dat die doel is nie altyd beter omstandighede nie, ek dink die doel raak getrouheid van ons menswees. En ek dink ons het nodig om ons kop te draai, sodat wanneer ek in my storm sit, dat my gebede nie eens sal wees van, Here, verander hierdie omstandighede sodat ek is nie op pad uit hierdie dal uit nie. Dit moet wees, Here, mag hierdie oomblik een wees wat my getrou maak. Jesus kom voor die kruis. Ons lees vroeër daai stuk waar hy in die tuin is. En hy kom nie en verander hierdie ding in sy mag nie. Hy sê, Here, ek is aan U getrou en as gevolg daarvan het jy 'n kruisoomblik wat die hele wêreld kom verander. Sy gehoorsaamheid was meer belangrik in daai oomblik as sy gemak. En dit is wat die verandering kom bring het. Christus het alles kom verander in 'n oomblik van gehoorsaamheid aan God en sy plan. Hebreërs 5 vers 7, 8 en 9 sê, Christus het tydens sy aardelike lewe smeking en pleitbedes met harde krete en trane gebring voor God. God wat in staat was om hom uit die dood te red. En hy is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Vers 8, alhoewel hy die seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het. Vers 9, en nadat hy tot volmaaktheid gebring is, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, 'n bron van ewige verlossing. Deur gehoorsaamheid kom daar hierdie verandering. God wat in staat is om dit te verander. Die God wat verandering kan bring, maar Jesus in gehoorsaamheid kom en kom bring, kom verander, kom maak 'n nuwe manier oop. Ek dink dit is naïef van my om te dink, dat as ek 'n boek het, as ek voorbeelde het van mense wat in en deur hierdie moeilike tye moes gaan, en ontwikkel en leer, dat dit net goed moet gaan met my. Ek dink is naïef van my om te dink dat alles moet altyd aan die oploop wees en hier's waarheen ons op pad is. Ek dink wat ons eerder moet kan raak sien is dat hier is 'n God wat in en deur swaar kry saam met ons is. Dat ons is dalk op pad ergens en ek weet nie waar jy is nie, jy is dalk op die oomblik hierso onder besig om deur hierdie te stoei, jy staan dalk voor 'n opwindende nuwe hoofstuk in jou lewe, jy is dalk op pad, jy sien, hier is 'n groot keuse wat ek moet maak, hierso is 'n skuif, hierso is iets begin, iets probeer, hierdie is hierdie ding voor jou, hierdie onsekerheid, en ek dink nie, jy het nodig om altyd te bid om te sê, Here, vat hierdie ding weg, verander dit, Here, kom, neem hierdie ding, laat dit anders wees nie, ek dink al wat ons gebed moet kan wees is, Here, wees teenwoordig, maak aan my duidelik U teenwoordigheid in alle omstandighede. Help my om U te sien, maak nie saak waar ek is of waardeur ek gaan nie. In Markus 14 wat ons daar in die begin gelees het, vers 36. Ons lees weer, het sê Jesus, hy het gesmeek, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik. Hy weet God kan alles doen. Neem hierdie beker van my af weg. Dis die smeek, dis die behoefte. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Ek dink in daardie oomblik van nogtans verander daar iets. Ek dink ons kan leer by daardie woorde van Jesus van nogtans, waar hy sê, ek verstaan dalk nog nie, maar nogtans. Ek en jy is dalk op 'n plek waar hy sê, Here, ek is bang oor die toekoms, maar nogtans wat U wil en nie wat ek wil nie. Here, ek is onseker, maar nogtans wat U wil. Here, ek is moeg, maar nogtans wat U wil en nie wat ek doen nie. Here, ek is teleurgesteld in hierdie oomblik. Ek het gehoop dat dit so gaan wees, maar dit is nie so nie, maar nogtans wat U wil hê en nie wat ek wil hê nie. Ons het hierdie voorbeeld van net voor die kruis het ons Jesus en sy disippels wat beweeg. En in Getsemane is hulle besig om te gaan en hulle is benoud. Jesus is vreeslik benoud en hy sê, bid asseblief saam met my, wees asseblief saam met my, waak saam. Jesus gaan een kant en hy gaan bid en aan die ander kant is sy disippels en hulle gaan slaap. Dalk het hulle vreeslik moeg gewees of hulle het nie die omstandighede verstaan of nie die druk verstaan van daai oomblik nie, maar in daai oomblik Jesus gaan en hy gaan pleit en hy gaan smeek en die disippels gaan slaap en Jesus kom terug
En jy het hierdie kontras van die twee wat heeltemal anders is, en na 'n Getsemane oomblik is dit Jesus wat sê, laat hierdie by my verbygaan, Here asseblief, maar nogtans u wil maar nie myne nie, en in daai oomblik is daar 'n verandering. En Jesus staan op en hy sê, my verraaier is naby. Jesus gaan uit. Hy het hierdie gevangenis oomblik, hy het die martel oomblik en die kruisiging oomblik met 100% gehoorsaamheid aan God en sy plan. En die disippels hardloop. Hulle hardloop weg, hulle kruip weg, Petrus Kappeman se ore af en hulle verraai die mense, want hierdie oomblik is so groot en so onseker, hulle is nie heeltemal seker wat aangaan nie, maar ons besef, ergens in 'n Getsemane oomblik moes daar 'n draai gewees het in Jesus. Sodat in die moeilike tye kon hy op God vertrou, waar die disippels in die moeilike tye nog nie kon nie. Dieselfde disippels wat later oorgegee het en hulle lewens gegee het en 'n ander ervaring gehad het van wie en wat God was. En ek dink die groot verandering daar is gebed. Ek dink as ek en jy in 'n gewoonte kan wees van goeie gebed, van kom voor God en sê, yes Here, hierdie is waar ek is, ek weet U is almagtig, ek wens hierdie goed kan verander, Here, maar nogtans U wil maar nie myne nie. Kry my hart in lyn met wat U mee besig is. Herinner my van U teenwoordigheid in moeilike tye. Ek dink dan is dit soveel makliker om te stoei deur moeilike tye. Met die wete van ons God wat saam met ons is. Ek dink ons gebed is dikwels, Here, kom verander my omstandighede, in plaas van, Here, kom en verander my. Ek sien hierdie ding voor my. Maar nogtans, U wil maar nie myne nie. Ons hoop as Christene kan nie wees dat dit eendag net maklik moet gaan nie. Ons hoop kan nie wees dat ons net verlos word uit moeilike omstandighede uit nie. Ek dink ons hoop gaan moet wees dat in donker paaie, selfs al stap ek in moeilike tye, dat my Christus saam met my is. Dat my Christus teenwoordig is. Paulus mediseer, skryf in Romeine 8, vers 35 tot 39, en hy sê, wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar of swaard, soos daar geskryf staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Vers 37, maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog korte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. God se belofte aan ons is nie 'n lewe sonder lyding nie. God se belofte aan ons is dat ons verlosser, wat ons vrygekoop het, saam met ons deur daardie lyding sal gaan. Die kruis is vir my hierdie simbool van Jesus wat kom. Hierdie simbool van lyding wat deurgegaan word oordat daar 'n groter plan is. Die kruis word ietsie wat vir elkeen van ons help om na te kan kyk en te kan sien as dit die moeilike ding is waardeur Jesus moet gaan. Maar steeds kon hy getrou wees, sekerlik ek ook. Ons ken die skrif, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad dat Jesus Christus vir elkeen van ons gestuur is. Sodat daar verlossing nie van dalk nie, maar verlossing in die seer kan wees. Dat hy saam met ons daar kan wandel. Ons maak nou reg vir 'n nagmaal oomblik. Die beleefspan gaan kom en dan gaan hulle uitdeel en ons gaan nou 'n gebed saam, 'n lied saam luister.
En wat hierdie lied se naam is, dit sê, You've stolen my heart. 'n Lied wat kom en sê, as gevolg van 'n Jesus Christus, wat gekom het en 'n ander manier kom moontlik maak het, kan ons vashou aan sy teenwoordigheid in alle omstandighede. Die koor wat ons gaan sing, gaan sê, You've stolen my heart with all that you are. Nie die verandering nie die omstandighede wat weg is nie, as gevolg van wie hy is. I hear the earth proclaim, as stars shout out your name, and the water does the same. You've shown who you are. As gevolg van hom, kan ons aan hom vertrou. Kan ons vashou aan hom in alle omstandighede. As gevolg van hom, kan ons stykhou. Kan ons vas staan. Kan ek weet, hy is hier. Beleefspan, julle kan maar begin uitdeel asseblief. Jy gaan jou element kry. Ek nooi jou om hom vir 'n oomblik vas te hou, daarso by jou, as julle dalk gesinne saam is, of as julle vriende saam is, om hom saam te gebruik. Maar terwyl hierdie lied aan die gang is, om jouself net te herinner aan wie hy is, en waarna toe hy ons dan kom nooi. As jy klaar op jou eie geneem het, aan die einde van die diens sal Matthys weer opkom, en hy sal kom afsluit vir ons. Mag jy in hierdie oomblik net terugkom na die God wat alles kom doen het om ons van deel te kom maak. Wat alles kom werk het en alles kom gee het, sodat ons deel kan wees van sy groot verlossingsplan. Mag die wete wie hy is, dit moontlik maak vir ons om te stykhou en om in alle oomblikke vas te hou aan hom. Ek wil in die oomblik vir ons afsluit met 'n gebed, maar ek wil net eers hoor of almal bedien is met nagmaal, en as jy nie bedien is nie, asseblief steek jou hand op. Ons wil baie graag by jou uitkom en niemand oorslaan nie. Is almal bedien? En waar jy is, maak jy oë toe so saam met my vir 'n oomblik. Vader, dankie dat ons in hierdie kosbare oomblik so kan stil raak. En waar hierdie mooi Griekse woord van stykhou so in ons gees kan resoneer. Staan vas. En baie van ons wil dadelik uitroep, maar as jy net weet hoe moeilik dit met my gaan. Maar dankie dat U ons stil maak. Dankie Heilige Gees dat U elke hart vashou in hierdie oomblik. En ons herinner dat daar 'n prys betaal is aan 'n houtkruis. Oorwinning reeds behaal is, sodat wie ek is nooit gedefinieer sal word deur my omstandighede nie. Deur my swaar kry, deur my rondkyk en vra oor dinge wat ek nie verstaan nie en glad nie vir my sin maak nie. Maar dankie dat ons lewens en elkeen van ons gedefinieer word deur wie ons is in Christus, nie in omstandighede nie. Dankie dat U ons ontmoet daar waar ons is, vashou waar ons is, vertroos, versterk daar waar ons is, deur U Gees wat woon hier binne in elkeen van ons. Dankie vir 'n oomblik van dankbaarheid, 'n oomblik van onthou, dat omdat U my eerste lief gehad het, omdat Vader U niks teruggehou het nie, maar U enigste seun gestuur het om te kom sterf, sodat ek kan lewe. Dankie dat ons kan vashou ten spyte van. En waar ons in hierdie reeks is, dankie Heilige Gees, dat U ons opnuut net herinner wie U is. Dankie dat ons daar is vir mekaar, en dankie dat U ook mekaar gebruik op hierdie reis. Maar dankie dat ons elkeen hier kan uitstap, net opnuut, met die wete, ek kan vasstaan, omdat ek nie alleen is nie, maar my God is met my. Dus dankie daarvoor, ons bid dit in die kosbare naam, die naam ver bo alle name. En daar is mos net een, en sy naam is en sal altyd wees, die naam van Jesus Christus. En almal sê, amen en amen.